Maar mense het hopeloos geraak. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Ek kom van Namibië af, ek het 'n gasteplek, 'n campsite, en ek sit daagliks met mense van oor die wêreld, maar veral Suid-Afrika, wat kom daar by ons, en dan is hulle baie ontsteld, want hulle padkos word op die grens afgevat. Hy mag nie eens 'n snytjie brood met 'n polony op deur die grens vat nie. Daar's geen in- en uitgang nie. Jy mag inbring hiernatoe, maar julle land se grense is gesluit om enigiets uit te vat, as gevolg van die back and closure. Dan kry ek mense wat daar kom, wat op die grens so goed afgevat word, en dan is hulle baie ontsteld, want hoe durf die mense aan Namibiese grenspos hulle goed afvat. Dan verduidelik die mense vir hulle, hier is 'n probleem in die land, en dan sê hulle soos, hulle het dit nie geweet nie. Hulle sê vir ons, hulle het nie geweet nie. Nou wil ek vir Suid-Afrika vanoggend vra, mense, gaan jy blindelings deur die lewe? Hierdie land is onder beleg. Gaan jy blindelings deur die lewe, jy weet nie wat in jou eie lewe aangaan nie, jy weet nie wat in jou eie wêreld aangaan, in jou eie land aangaan nie. Jou huwelik, jou familie, jou huis is dalk onder beleg, en ons gaan vandag bietjie daarna kyk. Wat beteken belering? Belering beteken, daar's geen in- of uitgang nie, en ek wil hê terwyl jy hier sit, meet jy jouself aan, wat is onder beleg in jou lewe? Dalk is dit 'n verhouding, dalk is dit jou familietoestand waarin jy is, dalk is dit 'n huwelik waarin jy is. So ek wil vir jou vandag vra, meet jouself aan wat is in jou lewe vandag onder belering. Belering beteken geen in- of uitgang nie. Dit beteken daar's geen toevoer nie. Daar's geen hoop nie. En stadige verswakking. Ouens, ek het boodskappe gekry van mense in Suid-Afrika wat opgeroep het vir gebed, waar hulle gesê, daar's boere in Suid-Afrika wat letterlik selfdood pleeg, omdat hulle geen hoop meer het nie. Ons het 'n melkery gehad, vir 53 jaar het ek 'n melkery gehad. Ons het hom 2-3 jaar terug toegemaak. Ek weet wat dit is. Die melkerye in Suid-Afrika, ons hoor die mense moet 150 beeste doodskiet. Die vleis word begrawe, dit word verbrand, daar mag niks met die vleis gebeur nie. Weet jy, hoe moet 'n boer voel, om sy hele lewe voor hom, sy alles wat hy van inkomste kry, dood te gaan skiet, en niks daarvan te kry nie. Ouens, ons het net vir God, en net God kan vir ons hoop gee. Daar's niemand anders in die lewe wat vir ons kan hoop gee behalwe God nie. Maar mense het hopeloos geraak. En ek dink persoonlik, omdat mense nie God as hulle alfa en omega in hulle lewe het nie. Dit wat ons besit, dit wat ons maak, die rykdom wat ons maak elke dag, raak in ons lewe nommer 1. God kom dalk Sondag, ergens in ons lewe gaan ons kerk toe, en ons spandeer 'n bietjie tyd aan God, maar die res van die week maak ons geld, ons wedywer, ons kyk waar ons mekaar kan vertrap. Dit is wat die mens in is. God roep Suid-Afrika. God roep Namibië. God roep Zimbabwe. God roep Botswana om hulle knie te buig voor hom. Ons het hoop verloor, mense, want God is nie in ons lewe nie. Ons is besig met lawwe godsdienst, dis waarmee ons besig is. So, nou laat ons weet wat belering beteken. Dis presies hoe die vyand vandag te werk gaan. Hy val nie aan nie. Maar hy put vir ons stadig, maar seker put hy vir ons uit. Hy maak ons moeg. Ek wil vir jou vandag vra, is jy op 'n plek waar jy voel jy's moeg?
Jy's uitgeput. Dit voel vir jou, jy kan net nie verder gaan nie. Jy sit vandag dalk hier en jy wil moed opgee. Jy wil moed opgee. Nou ons het gesien in hierdie gedeelte dat Samaria was onder belering gewees. Baie interessant, Samaria, die Hebreëse naam is Shomron, en dit beteken om te waak, om te bewaar, om te beskerm en om dop te hou. So dis iets wat bewaar en bewaak moet word en beskerm word. En daai einste Samaria, dit beteken basies 'n wagpos of 'n plek van bewaring. So ironies, 'n stad wat moes waak en beskerm, raak in 2 Konings beleer en hy word uitgehonger. Samaria verteenwoordig eintlik die hart van 'n volk. En as Samaria val 'n volk. Omdat Samaria beteken plek wat moet waak, wys dit profeties na die hart, na die verstand, na die gesinshoof, die sentrum wat besluite neem en 'n plek van identiteit. Jy weet wie en wat jy in Christus is. Ons het met hierdie 3 dae baie van julle daaroor gepraat, van dat jy op 'n plek moet kom waar jy weet wie en wat jy in Christus is. Wanneer Samaria vandag beleer word, beteken dit, jou hart is onderdruk. Jou hart is onderdruk. Jou denke word geïsoleer. Jou familiesentrum word uitgehonger. Soos ons dit sien in 2 Konings 6, die buitewyke word nie aangeval nie. Ouens, die kern word aangeval. Kom ons kyk na Samaria in 'n huwelik. Dit is die ruimte waar julle saam besluite neem. Dis die plek van vertroue. Die emosionele plek. As Samaria in 'n huwelik beleer word, dan raak die gesprekke toe. Ons kommunikeer nie openlik nie. Veiligheid raak al hoe minder. Liefde raak al hoe skaarser. En beheer neem oor. Ek wil my partner beheer. Die huwelik leef dan nie net uit liefde uit nie, maar uit oorlewing uit. Ons kyk na Samaria in 'n familie. Die hart van die huis. Dis kommunikasie. Dis verbondenheid waar jy veilig voel. Nou die oomblik as Samaria beleer word in 'n familie, dan word die kinders afgesny. Die waarheid word gefilter en emosie word geransoneer. Die gesin se kern word uitgehonger. Ons kyk na Samaria in 'n persoon se lewe, in elke een van ons se lewe. Dit is jou innerlike vesting. Dit is jou waardes. Dit is jou identiteit. As Samaria in jou lewe beheer word, twyfel jy aan jouself. Jy voel vas en jy verloor op die ou einde rigting. Jou wagpos raak stil. Samaria wat beteken die plek van bewaring, of die plek van wag en bewaring, word in 2 Konings 6 'n plek van wanhoop. Daar's geen hoop meer nie, want daar was honger. Die honger het ingekom as gevolg van die belering. Dit wat moet waak, word self beleer. Mense het nie meer innerlike beskerming nie. Ek het vir julle in die begin gesê dat ek
absoluut glo dat Suid-Afrika onder beleg is met dit wat aangaan. God roep ons, elkeen van ons, in ons huwelik, in ons families, in ons land, om uit hierdie belering uit te kom. Ons sien in vers 24 en 25 dat 'n eselskop vir 80 silwerstukke verkoop word. Pryse het absurd geraak daar ewe skielik, omdat die plek onder belering was. Wat normaalweg waardeloos was, soos 'n eselskop, word belaglik duur. Ouens, kyk wat rondom ons aangaan, dan besef ons, wat is aan die gang. En ons sien in vers 28 en 29, wanneer mense vasgedruk word, en uitgehonger word, dan verloor hulle perspektief. Hierdie vrou het gegaan en haar gesê, hulle moet hulle kinders eet. In familie sien ons, sulke tyd, liefde word beheer, respek word oorlewing, in verhoudings word transaksies. Honger is nie net fisiese honger nie, dis emosionele honger. Dit is verhoudingshonger, waarheidshonger. Ons het honger na die waarheid, maar ons gaan soek dit nie self nie. Ons soek dit nie self nie, maar ons is honger daarna. En dan 'n veiligheidshonger. Ons wil veilig wees. As iemand nie gevoed word, of iets word nie gevoed nie, word mense desperaat, en hulle eet hulle kinders. Ons sien die een vrou, die vrouens het gesê, kom ons eet ons kinders. Belering vernietig 'n moederinstink. 'n Moeder is gemaak om haar kinders te versorg en om hulle te beskerm. Hierdie vrou het gesê, kom ons eet ons kinders. Belering veroorsaak belering is druk veroorsaak dat jy iets doen wat jy nooit in jou lewe sou doen nie. Die vyand wil jou laat eet wat jy moet beskerm. Die vyand wil jou laat eet wat jy moet beskerm. Wanneer 'n huis of 'n land onder beleg is, begin mense mekaar misbruik en gebruik, in plaas daarvan om mense te dra. Ons kyk wat ons uit die ander een kan kry. Ons dra mekaar nie, want God is nie in ons lewens nie. God is nie nommer 1 nie. Geld, mammon, enige ding is groter as die God in ons lewe. Ons sien hier so die koning in vers 30 tot 31 skeer hy sy klere, maar hy dra 'n sak onder dit. En hy stap op die muur. Die feit dat hy sy klere skeer, lyk dit of hy baie nederig is. Maar hy sweer om Elisa dood te maak. Uiterlik verootmoedig die koning hom, hy skeer sy klere. Maar innerlik is daar geen oorgawe nie. Geen oorgawe nie. Hy toon pyn, maar hy toon geen bekering nie. Kom ek sê vir jou, jy sit vandag hierso, met pyn, met uiterlike verootmoediging dalk, maar binnekant wil jy nog nie 100% oorgee aan God en jouself bekeer nie. Baie mense is jammer oor hulle gedoen het. Ouens, ek het met julle vir 3 dae gesit. Almal sê, ek is so jammer vir dit wat ek aan my familie gedoen het. En daar's pyn, ek sien dit, daar's pyn. Vir jou wil ek vandag vra, gaan jy verander? Of gaan jy soos die koning wees wat sy roukleed skeer, maar onder is daar 'n sak? As jy jammer is en jy het berou, dan moet jy kan verander. Jy moet verander.
Anders is jy besig om jou eie tyd te mors. Jy's besig om jou eie tyd en almal hier se tyd te mors. Weet julle wat doen ons as mens? Ons soek iemand om te blame. Plaas van ons soek iemand om te blameer, plaas om vir God te soek. Ons wil iemand blameer, maar hierdie een het so gemaak en daai een het so. Wanneer druk kom, doen ons een van twee dinge. Of ons bid, ons soek God se aangesig, of ons blame. Ons doen hy blame shifting game, ons speel hom. So, in vers 33, skree die koning, hy sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here, wat sou ek langer op hom wag? Jy sit miskien vandag hierso, en jy dink by jouself, daar is soveel gemors hier rondom jou. Hoekom gaan jy langer wag? Kom ons kyk, ons vat die maklike way out. Kom ons vat die maklike way out. Ouens, ons as mens raak moeg vir 'n wagtydperk. Ons wil nie op God wag nie. Ons wil nie op God wag nie. Dit is 'n baie gevaarlike plek. Want dis nie openlike ongeloof nie. Dis moe geloof. Jy raak moeg om te wag op God. En God het sy eie tyd. Hy werk nie volgens ons tyd nie. Ons klap nie ons vingertjies en God spring nie. Onder druk begin mense mekaar emosioneel te eet. Ons blameer. Ons tree onlogies op. Ons doen goed wat nie logies is nie. Ons het hoop verloor. God wys ons om nie paniekerig te raak as ons wag nie. Elisa bly sit in die raad. Hy stap nie saam met die koning op die muur rond, hy bly sit in die raad van die oudstes. Ek wil lees een versie in hoofstuk 7. Hy sê, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n siekel en 2 mate gars, 'n siekelkors in die poort van Samaria. Ewe skielik praat God en hy sê nie eendag nie, hy sê môre sulke tyd, hy sê 'n spesifieke tyd sal daar oorwinning wees. Die stad was uitgehonger, die stad se hoop was weg, die koning was moedeloos, mense was desperaat gewees. Ouens, hierdie is nie toeval dat die laaste vers in hoofstuk 6 sê, hoekom sal ek langer wag op die Here, en hoofstuk 7 vers 1 sê, môre sulke tyd, en die Here bring in 'n oogwink verandering. Hier sien ons, dit is 'n skielike omkeer van hongersnood na goedkoop kos. Dis wat God kan doen. In vers 2 lees ons, maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. Die man van God praat nou, hy sê môre sulke tyd. En hierdie spotter sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, hoe sou dit gebeur? Onmiddellik twyfel ons. God wil vir jou 'n deurbraak gee. God wil vir jou 'n deurbraak gee. En jy dink God is nie goed genoeg, of hy is nie groot genoeg om dit te doen nie. God sê môre sulke tyd. Môre sulke tyd. God wag om vir jou daai oorwinning en miracle te gee in jou lewe. Twyfel blokkeer ons
dat ons deelneem. Ons gaan 'n miracle sien gebeur, ons gaan nie deel hê daaraan nie. So ons moet besluit wat ons gaan doen. Die spotter het op die ou einde in die poort gesterf. In vers 20 lees ons dit. Uitgehuiwer. En die mense het hom doodgehardloop. Waarvoor huiwer jy vandag? Hoekom huiwer jy as God sê, môre sulke tyd? Dan moet ons in beweging kom. Wat vir my baie interessant was van die hele storie is, ek het gaan soek, wat is die poort in ons lewe? Wat is die poort in ons lewe? En dis die ruimte, julle moet vir my mooi hoor, tussen hoop en vrees. Tussen praat en stil bly. Tussen vashou en loslaat. Tussen beheer en vertroue. Tussen wag en beweeg. Dis daai klein ruimtetjie. Dis die poort waar die spotter dood is. Dit is daar waar ons as mense gewoonlik vassteek. En as ons nie beweeg nie, as God sê beweeg nie, gaan ons dood, ons gaan ons lewe verloor. As jy bly in die poort staan, gaan jy jou lewe verloor. Profeties beteken dit, as jy net redeneer en jy beweeg nie, as jy net voel, maar jy kies nie, as jy net wag en jy vertrou nie, dan raak jou lewe verby. Nie omdat God jou straf nie, maar omdat jy gehuiwer het om in hierdie poort te bly staan. Wat kies jy vandag? Gaan jy beweeg as God vir jou sê beweeg, sodat jy in oorwinning kan lewe? En sodat jy God se doel in jou lewe kan vervul. Amen. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and